Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here en ek dankbaar dat ons vanmôre weer kan saam wees. Ek vertrou dat u 'n baie goeie naweek gehad het, dat u 'n goeie nag se rus gehad het en dat u ook vanmôre reg is vir hierdie nuwe week. Nou ek weet nie wat u omstandighede is nie, ek weet nie waardeur u gaan nie. Ek ken nie die worsteling in u liggaam en in die siel nie. Maar een ding wat ek weet is dat die Here vir my in sy woord sê dat hy ken my sit en my opstaan. Hy ken my gedagtes van ver. En vriende, omdat die Here weet wat in my lewe aangaan, hy weet wat hy oor my lewe toelaat. Hy sê in sy woord dat sy genade vir ons genoeg is en dat sy krag in ons swakheid volbring word. En met al hierdie beloftes het ek daardie sekerheid om hierdie dag tegemoet te gaan, omdat ek weet dat die Here ook in my lewe regeer. En daarom kan ons met vrymoedigheid sê, God is my helper en ek sal nie vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen? U en ek beleef geweldige uitdagende tye in ons land Suid-Afrika veral. As ek maar net dink aan die onbevoegde en onbekwame mense wat hierdie land regeer, dan dank ons die Here nog dat ons elke dag kan eet, dat ons elke dag nog kan ry, dat ons kan slaap, dat ons nog soveel voorregte geniet ten spyte van die verval wat ons om ons sien. Kom ons bid dat die Here vir ons leiers sal opwek, wat hom liefhet, wat hom eer, dat die Here mense in posisie sal plaas, wat God sal verheerlik, en dan ook hulle werk sal doen, soos die Bybel vir ons sê, ons behoort dit te doen. Nou vriende, ons gaan vanmôre aangaan met hierdie gedagte van grawe die putte weer oop. Nou ek gaan nie te veel uitbrei oor wat ons alreeds hanteer het nie. U sal onthou, ons het begin praat daar uit Genesis 26:18. Ek het vir u gesê dat ons gereeld in ons weeklikse oordeenking so uitvloeisels gaan hê van ons reeksies uit die boek Genesis of uit Psalms, juis omdat ek nie altyd alles kan sê in een preek nie. So die oordenkings is 'n baie goeie hulpmiddel om dan ook so 'n bietjie verder uit te brei en so 'n bietjie meer gedagtes vir die deur te gee oor God se woord. Nou die Bybel leer vir ons in Genesis 26:18 en Isak het die putte weer oopgegrawe wat hulle in die dae van sy vader Abraham gegrawe het en wat die Filistyne na die dood van Abraham toegestop het. Nou ons weet die Filistyne was die vyande van die volk Israel. Ons lees dat hulle hierdie fisiese putte toegestop het. Ons het die geestelike toepassing gemaak dat die wêreld, die vlees en die duiwel ook baie van die geestelike putte toestop in die kerk van die Here Jesus. Daarom het die kerk van Christus kragteloos geraak. Ons soek allerhande maniere om die kerk te laat groei, in plaas van om terug te gaan na die ou weë, die gebaande weë, om dan ook die kerk van Christus te groei. Soos Christus vir ons gesê het, sy kerk moet groei. En vriende, ek het vir u die aanhaling van Dr. Warren Wiersbe gelees wat gesê het, the church keeps looking for something new, when all we need is to dig again the old wells of spiritual life that God's people have depended on from the beginning. En ag, u sal onthou, ek het vir u gesê, die put van God se woord word toegestop, ware egte, eerlike en standhoudende bekerings, ware berou oor sonde, ware toewyding, opofferings en getrouheid. En vanmôre kom ons by die voorlaaste ene, en dit is die gedagte van gebed. Nou vriende, ons almal weet ons moet bid. Ons almal weet hoe moeilik is dit om tyd eenkant te sit om te bid. Ons almal weet hoe moeilik dit is om ons gedagte gevangene te neem terwyl ons bid. Nou gebed, vriende, is een van die grootste uitdagings. Daarom roep die Here ons op om te bid sonder ophou. Gebed sonder ophou begin in die oggend in my studeerkamer of in my kamer of waar ook al ek stiltyd hou en ek begin daar en ek bid. Nou ek hoef nie lang uitgerekte gebede te bid nie. Sommige tye bid ek langer as ander tye, maar gebed moet deel van my daaglikse mondering wees. John Piper het gesê, no prayer, no power. Little prayer, little power. Much prayer, much power. En vriende, ek dink dit is verseker so dat baie kinders van die Here nie staande kan bly teen die liste van die duiwel nie, omdat ons nie bid nie, omdat ons nie gereeld bid en gedurig voor die troon van genade is nie. Die Bybel sê vir ons moet alles deur gebed en smeking met danksegginge aan die Here bekend maak. Daarom dink ek dat hierdie put verstop geraak het, juis omdat ons soveel dinge het waarmee ons onsself besig hou. Daar is die tegnologie, daar is die selfone, daar is die skootrekenaars, daar is die rekenaars, daar is die televisie, daar is YouTube, daar is Instagram, daar is WhatsApp en ons kan so aangaan. En vriende, baie keer het ons die tyd vir gebed nie, maar ons het tyd vir al hierdie nuttelose en sinnelose dinge. Ek sê baie keer vir my vrou, sit jou foon bietjie eenkant. Almal wat jou kontak elke dag, die 50, 60, 70 boodskappe is nie belangrik nie. Dis sip, dis onder dit wat die Here van ons vra. Selfs met my. Die selfoon hou jou baie keer so besig dat jy nie uitkom by die belangrike dinge nie. Daar wil ek jou ook vanmôre vra, want ons almal sit in dieselfde bootjie, ons word gebombardeer met tegnologie. En ag, kom ons vra vir die Here, dat ek eerder tyd met U sal spandeer in gebed.
Vriende, vir my en my eie lewe vra ek die Here dikwels, Here help my, want daar's 1001 dinge in die bediening en so maklik kan ek besig raak met die dinge in die bediening, die werk van die Here en die Here van die werk begin agterlaat of agterweë laat. En ag vriende, Matteus 21:13 sê die Here Jesus net vir hulle gesê, daar is geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word. Soos ons as kerk van die Here, as kinders van die Here, saamkom moet ons bid. Vriende, is belangrik dat ons sal bid sonder ophou, want die gebed van die regverdige, sê die Bybel vir ons baie duidelik, het groot krag. Filippense 4:6 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Vriende, as ek hoor hoe kinders van die Here kla en murmureer en opinies lewer en oor alles iets te sê het, maar as jy by hulle vra, bid jy daaroor, dan is daar 'n redelike stilte. Want u sien, ons het geleer om oor alles te praat en ons het verleer om oor alles te bid. Lukas 18 vertel Jesus 'n gelykenis en die Bybel sê, en hy het ook aan hulle gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Vriende, die Bybel sê vir ons in Hebreërs 5:7, Jesus ons absolute voorbeeld. Hy wat in die dae van sy vlees, toe hy mens geword het, Christus wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan God geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Vriende, waarom word so min van ons gebede dan verhoor as die uitnodiging vasstaan dat ons moet bid? Vriende, waarom is die kerk van die Here en die kinders van die Here geestelik so arm en dikwels so kragteloos as ons hierdie kosbare skat van God ontvang het om te bid? En vriende, ek dink die eenvoudige antwoord is omdat ons nie tyd eenkant sit om te bid nie. Ons het verleer om te bid. Ons het so gewoond geraak om miskien die Bybel te lees en 'n preek te luister, maar om dan te antwoord en sê, Here God, ek het gehoor wat u sê. Nou wil ek antwoord in gebed, want u sien, gebed is wanneer ek sê, Here, ek het u stem gehoor, ek het gehoor wat u woord sê, en ek het geluister wat u woord sê, en ek het erken, daar is leemtes in my hart, en hoe afhanklik is ek van u, en nou reageer ek in gebed. Die Bybel sê vir ons in Jakobus 4 vers 3 tot 5, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. Ag vriende, die Engels hiervan sê, you do not have because you do not ask. You ask and you do not receive because you ask with wrong motives, so that you may spend it in your pleasures. Make use of it for your pleasure. Die gedagte is eenvoudig, as ons bid, vriende, dan gaan dit oor om te reageer op dit wat God uit sy woord vir my gesê het. Gebed gaan nie oor wat kan ek kry by God en ek bel en bestel en ek sê, Here, ek soek dit en asseblief voorsien in daai behoefte en Here, daai kind het nie werk nie, Here, hierdie ding wil ek graag koop en Here, hierdie siektes in my liggaam en Here, ek wil hê my vrou moet 'n beter vrou wees of my man moet 'n beter man of ek moet soeter kinders hê. Dis nie waaroor gebed gaan nie. Vriende, gebed is om soos Christus toe op aarde was, sy afhanklikheid aan sy Vader te verklaar, te roep na krag of te roep vir krag uit die hemele. En dit is wat die Bybel vir ons kom leer, dat ons nodig het om weer die put oop te grawe van gebede. Ag, die Bybel sê vir ons, hoe moet ons bid? Maar wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, Matteus 6 vers 6, sluit jou deur en bid tot jou Vader in die verborgene, jou Vader wat in die verborgene sal jou in openbaar vergelde. So moet jy bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. En u ken nie Onse Vader gebed. Dit begin met aanbidding. Dit sluit met aanbidding. En daarom, vriende, vra ek jou dat u en ek regtig weer die verstopte put van gebed sal oopgrawe. Dat ons vir die Gees sal vra, Here, gee ons weer 'n gees van gebed. Die Engels praat van a spirit of supplication, om werklik tyd te neem om te bid, om te sien hoe baie ek in my geestelike lewe mis as ek nie bid nie. Dat die kerk van die Here weer sal bid, dat ons weer kragtig in die hand van die Here sal wees, omdat ons bid. Vriende, het is belangrik dat ons vanmôre sal sien, dat gebed 'n verstopte put is, in die kerk van Jesus, in ons geestelike lewens. Baie keer vra ons vir al die alledaagse niks seggende verbygaande goed, en dis nie noodwendig verkeerd nie, want die Here sê ons kan bid vir ons daaglikse brood, maar soms is ons gebede so gewy aan hierdie tydelike, dat ons vergeet, dat gebed eintlik aanbidding is, dat gebed eintlik 'n uitroep om hulp en krag en genade is, om geestelik meer as oorwinnaar te wees. En mag u en ek dan getrou wees om te bid, en mag ons sê, deurgrond my o God, en ken my hart,
Toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart. En Here, lei my op U ewige weg. Vriende, mag die Here genade gee. Ek kan geweldig baie meer daaroor sê. Ek kan 'n reeks hou uit oor gebed. Maar ek dink jy verstaan die gedagte. Kom ons grawe die putte weer oop, wat die vlees, die wêreld en die duiwel toegestop het. En mag ons tyd neem om te bid. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.